Dis voorware voorreg om weer vanmôre saam met jou stil te word met God se woord. Kosbaar vir ons. Ek is Rinus van Sion in Parys en vanmôre die vraag: sal jy standvastig bly? Paulus skryf juis hieroor in 1 Korintiërs 16 vers 13 en hy gee hierdie opdrag aan die gemeente en hy sê: wees waaksaam, staan vas in wat jy glo, wees moedig, wees sterk. Ek kyk na die massiewe akkerboom voor ons huis en besef dat dit nie van die begin af so groot was nie. 'n Akker is niks anders nie as 'n klein akker wat geweier het om pad te gee. Net so hoef ons deur God se genade nie pad te gee nie. Ons kan standvastig wees in ons aanbiddingstyd. Ons kan ons toewy aan die bestudering van die skrif. Ons kan getrou wees in gebed. Mense wat in enige onderneming suksesvol is, het een ding in gemeen. Hulle behoort aan die 1% wat voltooi wat hulle begin het. Of dit nou gaan oor 'n loopbaan, kinders of sake van die koninkryk, die meeste mense het wonderlike idees en begin goed, maar hulle voltooi dit nie. Hulle gee op. Hulle gee pad. Vader, ek het U verheerlik en die werk voltooi wat U my gegee het om te doen, het Jesus gesê. Om die werk te voltooi wat God hom gegee het om te doen, was nie net 'n idee in sy dagboek of 'n gedagte wat in sy gemoed geroer het nie. Dit was iets wat Jesus werklik gedoen het. Het God jou geroep om sonnaarskool te gee? Doen dit dan en nou daarmee vol, totdat hy jou in 'n ander rigting lei. Het hy jou geroep om tyd in oggendaanbidding af te staan? Doen dit dan. Het hy met jou gepraat oor die tyd wat jy aan disippelskap van jou kinders moet bestee? Doen dit dan. Ek glo die Here wil hê dat elkeen van ons geweldig suksesvol moet wees in die sake van die koninkryk. Sy juk is sag en sy las is lig. Die enigste vraag is: sal jy pad gee of sal jy standvastig bly? Mag die Here ons help in hierdie dag dat ons soos daardie boom van Psalm 1 sal wees, 'n boom geplant by waterstrome wat sy vrugte gee op die regte tyd. Die Here seën jou. Amen.